baie welkom by die tweede episode oor die vroeë kerk. Ons gaan vandag bietjie saamgesels van die vroeë kerk wat beweeg het van 'n beweging na ons kerk in verstaan vandag na 'n instelling baie keer. Ons hoef nie noodwendig iets van die beweging te verloor het nie, maar ons gaan lekker daar saamgesels. Saam met my in die podcast studio is Sheldon Graham, my kollega, ook 'n dominee, en ons gaan lekker gesels oor hierdie gedagte. Nou Sheldon, jou persepsie van die Christen, die volgelinge van Jesus Christus in die eerste eeu, hoe dink jy dit gelyk as ons praat van dis 'n beweging en teenoor vandag waar die kerk baie geïnstitusionaliseer is, aan 'n woorde is 'n gebou met 'n organisasie, met 'n kerkorde, en dit is mooi, daar's niks fout met die goed, nie? Ja. Met kerkordes en kerkrade, en party ons van dit ver, ons gaan miskien ook daar moet gesels oor die besigheid aspek. Ja. Party ons die besigheid maak. Maar wat is jou persepsie van die vroeë kerk? Hoe dink jy, as jy in jou wille verbeel gebruik, hoe het dit gefunksioneer in die eerste eeu, die eerste 100 jaar na Jesus? Kom ek begin so, en dit mag dalk mense skok as ek dit nou sê, maar die vroeë kerk, as ons dan vandag na daai mense sou kyk, dan sou dit hoofsaaklik mense gewees het wat ek en jy nie, of ons gemeenskap nie meer sou meng nie. Dit is 'n baie lae klas mens gewees in die begin veral. Okay. En dit is ook iets wat, as 'n mens praat, veral, ons het nou al baie daaroor gepraat, oor die tema van vrouens in die amp en wat ook al, maar die vroeë beweging was gedryf deur vrouens en deur mense met lae klas, mense wat siek was, want dit het dadelike hoop half verkondig aan hierdie tipe mense. So die vroeë beweging was 'n inhuisbeweging, as ek dit so kan sê. Ja. Dis hoe ek dit verstaan eerste. Dit was nie hierdie, ek kon sê big bang van dit, okay, hier's nou die Christene en hier kom ons nie. Dit was meer van 'n boodskap van hoop vir mense wat in huishoudings, nou ek en jy weet nou hoe lyk 'n huishouding in daai tyd. 'n Huishouding het bestaan uit 'n pa figuur, en dan het jy sy seuns gehad, en dan hulle vrouens gehad, en hulle kinders, en saam met dit was dit die slawe gewees, en die mense wat gewerk het, en so aan. So hierdie Christenskap, hierdie beweging was baie meer gemik op hulle, onder die vaderfiguur, die slawe, die vrouens wat gesuffer het, die kinders, om vir hulle plek te maak in die samelewing. En dis hoekom hy eintlik maar in die begin so vinnig gegroei het, is as gevolg daarvan. Dit sê ook nou nie dat vaderfigure en mans het nie deel geword van die beweging nie. Dit sê net hulle het 'n klein gedeelte uitgemaak van die vroeë beweging eintlik. Dit was hoofsaaklik regtig vrouens, slawe, mense wat siek was. Hoekom dink jy so mense in 'n laer sosiaal-ekonomiese klas makliker aanklank vind by Jesus se boodskap van hoop en bevryding teenoor, kom ons sê, die hoër ekonomiese klas? Hoekom dink jy sou dit so wees? Want hulle het definitief het vinnig gegryp en die kerk het vinnig groter geword. En nog met bysê en konteks vir die mense. Onthou dat omtrent 80% van die mense het onder die broodlyn geleef. Ja. So dit wat Sheldon nie beskryf is 80% van die samelewing. Is wat nie elke dag genoeg brood gehad het om hulle honger te stil nie. Dit was moeilike omstandighede. En die fokus hiervan is nogal veral op die 80% mense. Hoekom dink jy sou hierdie boodskap van Jesus so veranklang gevind het by die 80% mense? Ek wil sê dit is menslikheid. En dit is nou weer waar ek graag wil hê mense moet besef die bril wat ons kyk na die Bybel veral. En hoe ons dit moet bietjie verander. Daai 80% mense wat onder die broodlyn gelewe het, die slawe, die vrouens, veral die kinders ook, hulle was amper nie as mens gesien nie. En dit was so uniek dat hierdie boodskap was so uniek van hoop, dat vir die eerste keer word 'n vrou nie as 'n besitting gesien nie.
Ja. Vir die eerste keer word 'n kind nie net gesien as die persoon wat die naam voort uitleef nie. Vir die eerste keer word 'n dogter nie net gesien as 'n kontrak wat gesluit word tussen twee vaderfigure nie. Vir die eerste keer is 'n slaaf nie net ook weer 'n besitting nie. Hierdie is mense en die vroeë boodskap was dat God het gekom vir hulle ook. Daai tema van God het gekom vir hulle ook. Daai boodskap is baie snaaks. Dit sou die eerste keer wees wat hulle so iets hoor. Want wie is God vir in die antieke wêreld? God is vir die keiser, God is vir die hoëpriesters. Of die keiser was God. Keiser was die seun van God. Ja. As hy dood gaan, word hy self 'n God. Ja. En die bewys daarvan is die goeie lewe wat hulle gehad het. Ja. So die normale mens, hulle is nie God verlate nie, dit moet ons ook sê, maar daar is geen verhouding tussen hulle en God nie. Die laerklas mense het veral hulle moes iets na die tafel toe bring vir hierdie gode. Die gode in hulle waarin hulle geglo het. So hulle moes offers bring vir hierdie gode, net om te hoop dat hierdie God iets vir hulle sal teruggee. En dit is baie interessant wat jy sê, en dit is waar, né, in die opsig dat in die Nuwe Testament word gepraat van die mense wat nie kan, byvoorbeeld, die Jode het 'n sterk stelsel gehad van reg en verkeerd, hulle wet gehad, en as jy God wil behaag, en selfs net 'n goeie lewe wil gehad het, 'n lewe van seën en oorvloed, dan sit ene van dat jy die wette moet nakom. Maar dis meer as net die Jode, dis waarvan al die godsdienste in die antieke wêreld. Nou, en as jy nie die wette kan nakom of die reëls kan nakom nie, dan gaan die gode jou straf, dan as jy in die moeilikheid. En hulle het gepraat, daar's natuurlik nog mense, ons het nou in die eerste episode gesê, omtrent so tussen 7-9% van die mense kon lees en skryf. Dit beteken groot 90% van die mense kon nie die wette lees nie, en hulle moes dit memoriseer, en nie almal het toegang tot dit gehad nie, want almal het nie daai konteks gehad van 'n tempel of 'n priester of 'n leraar of 'n rabbi of iets wat hulle vir hulle geleer het nie. En dan het die Nuwe Testament ook, of die mense het na daardie mense verwys as barbaroi, dis waar barbare vandaan kom. Want dis die ouens wat eintlik, hulle is eintlik in moeilikheid gedompel, want hulle kan nie God behaag nie, hulle weet nie eers hoe om God te behaag nie, hulle kan nie die reëls nakom nie. So hierdie armste van arms wat nie eens kan lees en skryf nie, hulle is geskroef. En daarom met die ander elite, die groepe wat wel die wette ken, gevoel, maar God gaan na ons kyk. En daarom sluit ek aan met wat jy sê, van, dis 'n bevryding gewees vir hierdie barbare, vir die lae sosio-ekonomiese klas wat nie toegang gehad het tot godsdienst selfs. Ja. En daar wil ek eintlik nou net 'n trappie verder vat, is dat hulle het nie net, so hierdie boodskap was nou vir hulle gewees, vir die eerste keer hoor hulle, 'n God praat met hulle. Ja. Jesus praat met hulle. Hy kom na hulle toe. En ons sien dit reg deur die evangelies. Ja. Waar is Jesus as hy in sy bedieninge is? Ja. As ons dit na vandag toe vat, en as ek dit kan sê, hy loop nie in die Lardespark rond in die Bybelse tyd nie. Ja, in aanhalingstekens. Ja. Hy loop nie daar rond waar die hoëklas ouens is, of die ouens met geld nie, of die ouens met status nie. Hy loop daar rond waar die mense is wat nie so God ken nie. Hulle ken nie 'n God wat hulle liefhet nie. En die boodskap dan versprei onder hierdie mense baie vinnig. Maar dit stop nie net by 'n boodskap vir hierdie mense nie. Dit is wat eintlik mooi is, en dis hoekom Christendom so vinnig beweging was, want dis toe nou hierdie mense wat toe nou Christus begin uitleef het. En een van my gunsteling stories van hoe dit gebeur het was die Christene wat die babas gevang het. So ek weet nie of jy ook hierdie storie ken nie, maar vroeg in die vroeë wêreld, in die antieke wêreld, kom ek sê so, en dit is weer eens, ons moet nou die lens verander waardeur ons die Bybel kyk. Mense was, of kinders, vrouens was besittings gewees, hulle was amper nie gesien as mense nie. So kon 'n pa besluit, as sy vrou geboorte gee, of hy die kind hou, en of hy die kind fisies weggooi. En dit beteken letterlik die kind vat of buite die deur gooi van sy huis en dan
sal iemand die baba kom optel en op die ashoop gooi, of een van jou slawe stuur en die baba in die rivier gooi. Net so, en dit is letterlik hoe dit sou wees, soos 'n sak aartappels wat jy vat en jy gooi dit in 'n rivier, dit is hoe hulle dit gedoen het. So as jy 'n pa was en jy kom ons sê jy het 'n dogter gehad en jy het nou al 3 dogters, jy soek nie nog 'n dogter nie, dan kon jy daai dogter weggooi. Of jy het 'n seun gehad wat gestremd was of klein was of nie volgens jou light king nie, as ek nou so kan sê, dan kon jy fisies daai kind weggooi en daar was niks fout in die antieke wêreld. Niemand het na jou snaaks aangekyk nie of niks nie. En toe kom die groep vroeë Christene. Nou, hoor gewies die vroeë Christene dit is gewoonlik die vrouens gewees, hierdie slawe gewees, die siekes. Ja, daar was ook dan nou mans gewees en dit is weer eens nie te sê dat was nie mans en gesinne met hoë status wat Christene was nie. Daar was dit ook, maar meerderheid was nou hierdie mense gewees. 80%. Ja, 80% was nou hierdie mense gewees. En wat hulle gaan doen het is, hulle het na hierdie gekyk en gesê, maar hierdie is nie reg nie. Vir die eerste keer in die antieke wêreld kyk iemand na hierdie aksie van mense wat babas weggooi en sê, maar dis nie reg nie. En wat doen hierdie Christene? Hulle stop nie daar nie. Hulle gaan en tel hierdie babas op. En vang hierdie babas. Daar's 'n verhaal wat, en ek kan nie presies die verhaal nie, maar dis 'n bekende rivier in Rome, waar hulle die babas oorgegooi het, en die Christene sou op hierdie riviere gesit het met bote. In bootjies, en as die kinders oorgegooi het, dan het hulle die kinders opgetel. En hulle het hulle ingeneem en hulle begin groot maak. En dit was half soos dit was buite hulle wêreldsraamwerk. Die eerste keer wat so iets in die antieke wêreld gebeur het. En dit het natuurlik aandag gekry. Mense het begin sien, begin vra, wie is hierdie Christene? Hoe werk hulle? Waarom doen hulle dit? En so het jy ook begin hoor die leuns wat veral die Jode begin vertel het vir die Romeinse Ryk, want toe begin hulle die leuns vertel, want hulle toe nou begin hoor van die Christene wat hierdie aksies doen en wat hulle glo in Jesus Christus wat kom sterf het en wat het Jesus Christus kom doen vir hulle. Hy die nagmaal kom bedien, hy het sy die brood kom breek as sy liggaam en die wyn as sy bloed. So het hulle begin die nuus versprei in hierdie tyd, dat die Christene vang hierdie babas, want hulle is kannibaliste. Kannibaliste. So hulle gaan hierdie babas eet. En dit wys jou net die wêreld wat hulle in is. Dit was vir hulle eerder geloofwaardig dat die Christene kannibaliste is, as om te glo dat hierdie Christene eintlik hierdie babas vang om na hulle te kyk en hulle groot te word. En dit is die vroeë beweging van die Christendom. Dit is iets radicaal, iets heeltemal anders, buite die norme van die tyd. Ja, en byvoorbeeld, as jy praat van die beweging na instelling, daar's niks fout met 'n instelling bring orde en daar's duidelikheid en riglyne wat ook al, maar in hierdie beweging was dit 'n beweging gewees wat vir my is die kernwoord sonder mag was. Hulle het nie mag gehad nie. So daai 20% die elite, of 10% of die 5% elite het mag gehad en die res van die wêreld eintlik geregeer. En byvoorbeeld in hierdie beweging, hierdie eerste beweging, is die kuns ietsie wat hulle gebruik het om iets te kommunikeer van wat hulle van God sien. So ander woorde, as gevolg van hierdie wantrou teenoor die Christene, hierdie persepsies teenoor hulle, en ons het baie keer stories opgemaak ook oor die Christene, oor hierdie mense, as jy nou vertel het, maar 'n klomp ander stories ook, het hulle maar 'n lae profiel gehandhaaf in terme van byeenkomste, want daar was maar vervolging gewees in die eerste paar eeue van hierdie Christene, want daar is 'n bedreiging gewees op vele vlakke. Natuurlik, ek dink hulle het hulle wêreld eintlik geskit, hierdie mense se wêreld. Maar in elk geval, so hulle het in katakombes mekaar gekom byvoorbeeld. Sheldon nou verwys na huise. In die katakombes is grafkelders gewees, het hulle tekeninge gemaak ook. Dis hoe hulle kommunikeer van wie God is.
En byvoorbeeld, een van die goed wat my baie interessant is van hierdie skuif van 'n beweging na instelling toe. As ons byvoorbeeld gaan kyk na die katakombes van Priscilla in die 250 na Christus, is daar 'n uitbeelding van Jesus waar hy 'n swart bokkie of 'n bokkie eintlik so op sy skouers dra. Hy's nie mooi geklee nie, hy lyk soos 'n arm skaapwagter in die lae sosiale ekonomiese klas soos Sheldon nou vir ons uitgebeeld het. Dis wat vir Jesus gesien het. En dan, toe dan iets gebeur in die kerkgeskiedenis, dit was omtrent gewees so 313 na Christus, het keiser Konstantijn, dis mense sal sommer sê die eerste Christelike keiser of 'n keiser wat tot bekering gekom het, die edik van Milan, na vore gebring, waar die Christenvervolging toe gestop is, en toe die Christene weer mag gekry, en is toe amptelike publieke godsdienst verklaar, daar's ruimte geskep vir Christene. En toe beweeg die Christenbeweging van die katakombes sonder mag na die basilikas binne mag. Dus binne die mag van die politieke stelsel. En in die basilikas lyk die prentjie van Jesus, hulle teken totaal anderste. Daar dra Jesus nie 'n skaap nie. Hy's baie netjies geklee en die skape staan links en regs van hom wat so na hom kyk. En hy lyk, en Jesus word uitgebeeld, hy lyk nes die godheid Apollo wat 'n groot rol natuurlik in die Grieke en die Rome se lewe gespeel het. Daar lyk Jesus net soos Apollo in hierdie basilika. Jy kan gaan Google en gaan kyk daarna na hierdie prentjie. Jy gaan dit sien en dat ek gaan hierso kyk. Dis in die Basilika van Saint Apollinaire in Klasse, dis in Ravenna, is in 549, dis nou na hierdie Edict of Milan. Ek sien hierdie tipe prentjies van Jesus wat sit, Jesus wat baie netjies, hy lyk soos 'n adele, ewe skielik, koninklike adelike, en hulle wil sy koninklike eintlik uitbeeld, so dis nie noodwendig kritiek teenoor hierdie gelowiges nie, maar dit wys net hoe die gelowiges eintlik gefunksioneer het, in die Bybel geskryf het, en die evangelie verstaan het binne 'n konteks waar hulle nie mag gehad het nie, en hoe hulle eintlik van onder af met bootjies op die rivier, van onder af siekes gesorg het, babatjies gevang het, 'n wêreld omgedraai het, van onder af, nie van bo af, uit mag uit nie. En ewesklik dink ek toe is my persepsie nie, toe die Christene nou ewesklik mag gekry het, en die magstrukture is, en die geboue begin bou het, en oor die magtigheid van God te wys, ewesklik het ons daai impak verloor, en die kerk nie so gegroei, soos hy in die eerste 4-3 eeue gegroei het, na Jesus nie. Ja, wel, dit is moeilik om daai te meet, want eers toe die kerk en staat een word, toe word dit 'n ding van almal is Christen. So jy kan dit nie meet nie. Ja. Waar jy in die vroeë kerk kon ook nie meet nie, want daar was nie 'n maatstaf nie. Hulle het nie kyk, okay, hoeveel Christene is ons nou nie? Ja, Ons, ja. dis is weer eens vandag wat ons tel, hoeveel mense kom kerk toe? Ja. Hoeveel Christene is daar in Suid-Afrika? Wat is die persentasie? Dit het nie vir hulle gegaan daaroor nie. Ja. Die groot rede hoekom die Christendom gegroei het, is hoekom ons nou gesê het, is dit was hierdie laagklas mense wat 'n boodskap wat vir die eerste keer hierdie boodskap hoor vir hulle, en van hulle af leef hulle hierdie boodskap eintlik uit. Dit stop nie net vir hulle by 'n boodskap nie. En so aan verander hulle die mense rondom hulle. En weer eens moet ons dalk ook ons idee van mag ook verander, want ek verstaan presies wat jy sê, soos hulle het gegaan van 'n Christene het nie mag gehad nie, tot na kerk en staat een geword het, en toe kry Christene mag, maar die grootste mag wat die vroeë kerk gehad het, hulle was vreesloos gewees vir die dood. En ek dink dit is iets wat ons dalk vandag nie mis nie, maar nie altyd mooi begryp nie, want die dood is nie vir ons altyd 'n realiteit nie. Soos jy ook gesê het, ons maak pensioen by mekaar, want ons is baie sekerheid dat ons gaan kom tot by pensioen. Ja. Waar die mense daai tyd het nie geweet tot wanneer hulle gaan lewe of wat. Ook die lewe was eintlik baie kosbaar geweest, en jy kon dit vandag of môre verloor het. En dit is wat die Christene half verkondig het, is soos hierdie boodskap, hierdie leefwyse wat ek geleer het, hierdie Christus wat ek volg, is so, beteken vir my meer as die kort tydjie wat ek op aarde het. En dis half amper die mag wat hulle gehad het, en dis hoe vinnig Christendom toe nou gegroei het, dat Konstantijn kon eintlik nie anders nie, as om
daar is nou baie bespiegeling, jy weet ook nou self oor Constantyn, het hy regtig bekeer, of was die druk net so groot van die Christene af? Ek glo hy het regtig bekeer, ek dink ook nie hy kon anders nie, maar so vinnig het dit gegroei, dat hierdie groep gegroei, want hoekom? Dit was uniek geweest, nie eers die dood kon hulle wegskrik van Christus, of hierdie boodskap, of hierdie leefwyse nie. Ja. So dit was 'n leefwyse, dink ek is die grootste ding wat ons moet vat van die vroeë kerk. Dit is 'n unieke leefwyse wat hulle uitgeleef het, wat dan nou so groot gegroei het, wat dan 'n hele empire omgegooi het. Ja. Maar as ek dink, nou, hierdie boodskap van die vroeë kerk, die boodskap van Jesus, veral aan, soos jy sê, dit sluit nie adellikes uit nie. Ons adellikes, en is deel van die verhale van Jesus, gebruik hulle ook as voorbeelde, soos Maria, wat Jesus met 'n groot diervlees, albastervlees, seën voor sy dood, om self daarmee. So daar's definitief adellikes deel van die verhaal, maar die groot fokus was definitief die 80%, die mense wat lae sosiaal-ekonomiese klas is. Nou dink ek, hier sit ek nou vandag in die Lardespark, ek wil myself voorneem, ek is in 'n middel-ekonomiese klas, ek is definitief van die ryk ouens wat een van die ryk woonbuurte bly nie, maar ons het sulke ryk mense ook tussen ons, en ons het arme mense onder ons, by ons in ons gemeenskap, vir armer mense, ook nie so arm so baie ander mense, maar die punt op einde van die dag is, die vraag is, hoe tref Jesus se boodskap my vandag? Sy is 'n goeie nuus wat hy eintlik deel, want byvoorbeeld, jy is reg wat jy sê, ek sê nou reg vir die manne bedieningssterke ding, en ek sê vir hulle, daar in Lukas 17 sê Jesus, en hy sluit sy gesprek af en sê, ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen, maar ons gaan eendag 'n bietjie oor al die tekste en goed ook gesels. Maar ek gesels nou reg met Wouter, hy is besig om sy PhD by Christus Wet te doen, en hy is besig, en jy weet, Chris werk sterk met die slawebeeld, en die slawe beginsels in die Nuwe Testament, en ek het Wouter gesels toen lank oor sy studies, oor hoe prominent eintlik hierdie slawe metafoor in die Nuwe Testament is. Weereens, dit sluit aan by jou 80% mense, en dis die mense met wie Jesus nogal, en dis die verhale met wat hulle kan identifiseer. So dit gaan definitief praat met die adellikes ook op 'n manier. Ja. Maar dit praat met hulle, maar ek sien my vandag wendig as 'n slaaf nie, ons het slawerny het ons afgelê nie. Die latere jare, en later word al met baie groot frons daarna teruggekyk, natuurlik met die mishandeling daarvan, Jesus hanteer dit anderste. Maar wat beteken Jesus se goeie nuus boodskap vandag vir my, wat nie noodwendig in daai 80% lê nie? Ek is ook nie adelike nie, maar wat van sy evangelie praat met my vandag? Wat sê jy sê? Ek gaan ook weer dink. Ja, so wat beteken Jesus se boodskap vandag? En ek dink dit is hoekom ons veral vandag sukkel met die temas van reg en verkeerd, en die temas van sonde, en die temas van hemel en hel, as ek dit net so kan noem, want dit is wat Jesus se boodskap baie keer vir ons geword het, is gaan ek hemel toe of gaan ek hel toe, of Jesus se boodskap red my daarvan af. En dit is vir ons moderne mens vandag nou. Ja, vir moderne mense, as ek dit net so kan opsê, ek sê nie almal dink so nie, ek weet ons baie mense dit is dieper, dis baie dieper as dit, maar as ons dit kan definieer, wat beteken Jesus se boodskap, meeste mense sal op die einde sê, is sodat ek saam God kan wees, en nie in hel gaan beland. Daar, jy hoor wat ek sê. Wat vir my die rede daarvoor is omdat ons hierdie temas van slawe en die temas van sonde anders verstaan as in die Bybel, want dan ons lees dit so en dan maak dit vir ons sin in ons konteks. Soos jy nou sê, ons hoor slawe en ons hoor baie slegte goed oor slawe, dis half taboe, want ons sien die Afrika slave trade, as ek nou Engels kan praat, tussen Amerika en Afrika, en dit is wat ons sien as slawe. Waar ek en jy weet dat in die Bybelse tyd
is die slawerny nie dieselfde as daai gewees nie. Dit was anders gewees. Maar was ook so. Dit was ook so, daar was Jesus daar praat en dink is nie dieselfde nie. Is nie dieselfde nie. En die idee van slawerny en hierdie argument wat baie mense maak, ja, hoe glo jy Christendom as dit slawerny goed praat? Is 'n baie slegte voorbeeld, want in die tyd van Jesus en die tyd van die antieke wêreld was slawerny orals gewees. Dit was net 'n manier van die samelewing. Ja. Jy kon eintlik nie dit bevraagteken. Dit is soos om vir iemand te sê wat kom ons sê oor 100 jaar kyk iemand terug na ons podcast toe vandag en hulle luister en hulle hoor ek en Dani het gewerk vir 'n salaris. En hulle sê, hoe kon jy werk vir 'n salaris? Want oor 100 jaar bestaan daar dalk nou nie meer werke nie en AI doen alles en jy weet ons, so mense leef sonder om 'n werk en 'n salaris te hê. Dis dieselfde wat ons nou doen. Ja, om 'n salaris betaal nou mense captive dalk. Ja. Terugkom môre want oor 100 jaar gaan mense terugkyk en sê, "Jesus, maar dis nie reg nie. Hierdie is teen menseregte en dis die vryheid. Ja, dis die vryheid. Ons is slawe want ons moet werk maandeliks vir 'n salaris." Dis dieselfde wat ons nou doen. Ons kyk nou, maar dit is net hoe die wêreld vandag werk. Almal moet werk vir 'n salaris, almal moet belasting betaal, almal moet om te oorleef. Dit is net hoe dit werk en dit is vir my normaal. Dit was tyd ook. Jy het slawe gehad en hierdie slawe het deel gevorm van jou familie op die einde van die dag. Jy was onder die huishouding gewees. So wanneer Jesus praat oor slawerny, dan en wanneer die Bybel praat oor slawerny, dan praat hy asof dit deel is van die alledaagse. Want dit is deel van die alledaagse. En wat Jesus eerder fokus is op, hierdie slawe is nou nie meer besittings nie, maar hulle is deel van jou familie, en as hulle deel is van jou familie, dan is hulle deel van die koninkryk. Ja. En deel van iets groters nou al. En daai idee van slawerny dan maak vir ons 'n hele nuwe beeld op van Christendom het toe nou ook, daar's eienaars wat slawe gehad het, maar hierdie slawe was hulle medebroers gewees in Christus. En dit adelphos, ons hoor dit baie, Paulus praat baie oor adelphos, die broer, jou broer en suster in Christus. Dit is iets vreemds gewees. Dat jy jou slaaf deel maak van jou huisgesin. Jou huisgesin wat deel is van God se huisgesin. Julle sien mekaar as gelyke en daarin hanteer jy mekaar dan nou anders en jy leef met mekaar anders. Dit was baie meer, wat doen ek nou? Hoe tree ek nou op? So wat ek by jou hoor is, jy sê vir my, die evangelie van Jesus, vandag vir jou, vir Sheldon in 2026, is die goeie nuus is vir jou om te lewe, om lewe te hê, nou. En hoe om te lewe nou. En dis wat Jesus vir jou help om nou te lewe, eerder as om hierdie te ontsnap. Ek baie keer dink ek by myself, ek sê vir my vrou, met alle respek, mens moet versigtig praat altyd oor die goed. Sê ek kry 'n spektrum van die gelowiges wat hierdie wêreld wil ontsnap en net hemel toe wil gaan. Ek verwys na hulle sky people. Hulle wil net hierdie ontsnap, en teenoor 'n vroeë kerk wat nie net 'n imminente of verwagting gehad dat Jesus nou gaan kom nie, het iets verstaan van ons gaan 'n bietjie daar praat ook oor die koninkryk, Jesus wat aangekom het in sy koninkryk te midde van die ander konings se ryke kom aankondig het, en hulle wat hierdie gros mense wat hom begin volg het as koning in sy koninkryk hier, is nie iets waar hulle wil ontsnap nie, maar is iets waarna hulle wil deelneem. En dit het hulle bevry in 'n huidige situasie. Maar as jy praat van die slawe, dink ek ook aan daai belydenispreek gehad het met die belydenisaflegging na die dag, Matteus 25, waar Jesus dan op die einde van die dag die slawe laat erf. En wat hy maak van die slawe sy kinders. En dit is vreemd vir die antieke wêreld. Nou as ons daai metafore ken, dan besef ons eintlik ons is eintlik maar slawe van Jesus, maar nie slawe soos jy verwys het in die slyftryd, mishandel word en stukkend geslaan word en gedry word elke dag nie, maar eintlik slawe wat vrygemaak word deur sy genade en liefde. Ons kan eintlik sê jy sal altyd 'n slaaf wees van iets. En vandag is dit self waar. Ons maak iets, maar ons moet ook. Jy moet jouself 'n slaaf maak aan jou, weer eens,
die term gebruik ek nou 'n bietjie los, maar jy moet 'n slaaf wees aan die ekonomie. Wie is en Jy is. Jy moet wees. Anders gaan jou gesin nie oorleef nie. Jy gaan nie vooruit gaan nie. So jy moet jouself 'n slaaf maak daaraan. Dit is nie altyd negatief, dit is eintlik wat ons probeer sê. Om 'n slaaf te wees aan die ekonomie is nie altyd sleg nie. Dit is goed om ekonomies vooruit te gaan en die land vooruit te vat en so aan. Dis dieselfde in die tyd van Jesus. Dit is nie sleg om 'n slaaf te wees in die tyd van Jesus altyd nie. Dit gaan meer oor hoe jy leef as 'n slaaf en hoe jy leef saam met die mense om jou. Dit is daai denkwyse is meer van ons het vandag 'n gelowige, soos jy nou vra wat beteken Jesus vir ons vandag? Jesus vandag beteken eintlik vir ons 'n vooruitsig vir iets groters baie ver weg. Vir moderne gelowige. Ja, vir moderne, vir my vandag. Vir moderne, waar in die tyd van die Bybel is dit vir die slaaf nou, is dit vir die ma nou, is dit vir die dogters nou, is dit vir die seuns nou. Dit is nou hier. Jesus se boodskap kom nou nader. Ek is nou deel van iets groter. Nie oor 1000 jaar of wanneer Jesus terugkom of wat ook al nie. En dis eintlik waar ons kan leer by. Dis eintlik wat ons verloor het deur, soos wat jy nou gesê het, waar Christendom van 'n beweging na 'n instansie gegaan het. Ons het daai half bietjie verloor van, ons is nou al deel van iets groters, ons is deel van 'n beweging reeds. So eintlik moet ek en jy wakker word, besef. Ons moet nie wag nie. Die wêreld is nie 'n wagkamer vir die hemel eendag nie. Die wêreld is 'n plek waar ons deelneem aan God se koninkryk. En dis die goeie nuus. Dat God se koninkryk naby gekom het. Dis baie nice. Sommer net om af te sluit, 'n paar gedagtes, 'n ander metafoor, ikone, beelde, kunswerk wat die mense gebruik het, weet jy, is die ene van die eerste 400 jaar het hulle nie 'n kruis gebruik nie, want die kruis was so vernederend geweest. Ek bedoel, dis om die, soos Leonard Sweet destyds gesê het, dis om die metafoor van 'n middelvinger te gebruik. Dis skandelik. Jy kan dit nie gebruik as 'n metafoor nie. So hulle het die metafoor gebruik van 'n skip op die see, 'n bootjie, nie skip nie, 'n bootjie op 'n rowwe see. So aan hulle ervaring is hierdie lewe is nie maklik nie, dis taaf. Soos vir slawe, vir daai 80% mense onder die broodlyn is 'n staf. En dis rof vir die lewe, maar Jesus bring hulle binne daai rofheid, onsekerheid, sonder dat hulle enige mag het, begelei hulle hoe om te lewe en te vaar op hierdie rowwe see. En die ander ene was die ichthus, die vis wat hulle geteken het, wat gesê het is 'n akroniem vir Jesus Christus, Seun van God, ons redder. Wat hulle Grieks die akroniem gebruik het, wat die woord ichthus, wat vir vis Grieks is, gebruik het. Dis baie, en ander woorde, dis totaal iets nie van mag nie, maar die kruis is eintlik ook iets van mag, is ook vernederend, maar later het nog prominent geword, as gevolg van Jesus se storie en verhaal, en hoe hy sy mag weggegee het. Net 'n interessante ding, ons kan seker maar op afsluit, maar vir die eerste, ek dink is die eerste 200 jaar was die kruis, soos jy sê, die kruis nie gebruik deur die Christene nie, maar deur die Romeine, hulle het 'n kruis, as hulle Jesus bespot het, dan het hulle graffiti gemaak van hom, van 'n man op 'n kruis met 'n donkiekop. En dan het hulle bo ook opgeskryf die koning van die Jode. So het hulle die Christene eintlik begin uittaart, deur die kruis te gebruik. Of 'n vorm van propaganda om te sê dis 'n belaglike geloof. Ja, belaglike. Wat doen julle? En dit het eintlik 'n negatiewe effek gehad op die Romeine nie, maar dit het nie die effek gehad wat hulle gedink het nie. Hulle was bereid om soos Jesus as 'n donkie uitgemaak te word op 'n kruis. Dit is eintlik die vroeë beweging. Jesus maak homself 'n slaaf, maak homself min, so die vroeë Christene, die vroeë volgelinge van Jesus doen dit ook. En so word hierdie simbool, dis eintlik hoekom hierdie simbool later nou so iets prominent word, want as Jesus dit kon doen, dan kan ons ook. Dis baie waar. Net om die tema saam te vat, kan die lewe moenie vir jou 'n wagkamer wees nie. Dit moenie 'n instelling wees waar jy gaan sit en die tyd omwag totdat jou naam geroep word om die dokter te sien of iets nie. Jesus het 'n beweging in die gang gesit en mag die kerk waarvan jy deel is 'n organisme wees wat beweeg en nie 'n organisasie wat wag en stil staan en is gegiet is in 'n vorm nie. Dankie Sheldon, ons dankie om met jou te gesels. So die volgende episode gaan ons 'n bietjie saamgesels oor
teenoor Jesus wat as Here bely is, teenoor 'n geloof wat vir ons almal eintlik maar baie persoonlike geloof geword het. So ek nooi uit om saam met ons te kuier. Geniet die dag verder.